Goeiedag en welkom by vandag se Na-Paas podcast. Ek groet jou met die woorde van die vroeë kerk, die Here het opgestaan, ons Here het waarlik opgestaan. Hy het opgestaan en jou gestuur, jy is gestuur, want God stuur ons elkeen om te getuig en om sy lig in hierdie wêreld te wees. Ons is besig om te kyk na die vraag wat gevra is, was jy daar toe die Heer gekruisig is? Wat sou jy gesê of gedink het? Sou jy bly staan het, of sou jy weggehardloop het? Daar is natuurlik verskeie moontlike antwoorde. Die beste en mees gepaste plek om hierdie antwoorde te soek, is waarskynlik om te kyk na die mense wat wel daar was, wat volgens die Bybel self getuies was in die skare rondom die kruis en die graf. In Johannes 18 vers 1 tot 11 lees ons van Malchus. Malchus is een van die getuies rondom die kruis, wie se paadjie heel toevallig met Jesus in gekruis het. Hy het daardie oggend opgestaan, niks vermoedend oor wat daardie dag met hom sou gebeur nie. Hy het werk toe gegaan soos op enige ander dag, maar toe hy by sy huis terugkom, het hy 'n aangrypende storie gehad om te vertel. Dalk sou niemand hom geglo het as daar nie bloed of 'n bloedkol op sy klere was nie. Sy oor was afgekap en weer wonderbaarlik teruggesit deur Jesus van Nasaret tydens die man sy inhegtenisneming. Maar watter verandering het hierdie wonderbaarlike gebeurtenis in sy lewe gebring, in sy lewe aangebring? Waarskynlik net mooi niks nie. Byna elke ander mens wie se paadjie met Jesus in gekruis het en wat tot geloof gekom het, het in die vroeë kerk 'n bepalende rol gespeel. Die meeste van hulle is later tot heiliges verklaar, maar hierdie gebeure is die enigste verwysing op enige plek na Malchus. Hy het waarskynlik hierna nie tot geloof gekom nie. Die ingrype van Jesus in sy lewe het uiteindelik niks verander nie. Mense dink baie keer dat wonderwerke sterk geloof tot gevolg het. Maar in die Nuwe Testament het wonderwerke eintlik 'n baie klein geloofsopbrengs. Wonderwerke beïndruk, maar dit het nie noodwendig standhoudende geloof tot gevolg nie. Dit is nie wat maak dat mense hulle lewe met oorgawe aan Jesus gee nie. Self met Jesus se ingrype in Malchus se lewe, is dit nie duidelik of sy hart verander het nie. Hoe hartseer en tragies. Ons sou graag wou sien dat Malchus se wonderwerk hom vul met wonder en hom lei tot 'n leiersfiguur in die vroeë kerk. Maar dit is nie wat gebeur nie. Tagore stel dit baie mooi. Faith is the bird that feels the light when the dawn is still dark. Hierdie blindheid, stilte van 'n aangeraakte getuie, laat ons vra, wat maak ek met God se ingrype in my lewe? Het ek dit gelate aanvaar en bloot voortgegaan asof niks en niemand my aangeraak het nie? Of was dit vir my 'n draaipunt in my geloof en my toewyding aan die lewende God deur my hele lewe? Het ek enigsins meer gemaak van God se ingrype in my lewe deur die kruis en die oop graf as wat Malchus gemaak het? Johannes is duidelik in sy evangelie in hoofstuk 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ek sluit van ons af met 'n kort gebed. Ek sien uit om môre verder saam met jou te ondersoek waar jy is. Tot dan, groetnis van huis tot huis in die netwerk waar God jou stuur om te getuig. Here, net soos Malchus ervaar ek so baie onverdiende seën. Ek ervaar hoe U in my lewe ingryp, my versterk. Laat dit my aan die hart gryp en in beweging bring na waar U my stuur en wil gebruik. Amen.